Goeienaand broers en susters, welkom aan almal en as u besoekers is, welkom aan u en ook hulle wat inluister oor die internet. Daar is net enkele afkondigings, die kollekte is vir Crossroads en by die deure vir die Sustentasiefonds. Terwyl ons van Crossroads praat, ek was vanoggend by hulle het 'n jeugkonferensie gehad waar daar omtrent so 80 jong mense van Oos-London en van Port Elizabeth was wat daar saamgetrek het. En hulle vra ook ons moet hartlike groete aan u oordra. Dan het ons ook Reinhold sê nou vir my, hy het verneem dat Nora Rousseau môre vir 'n heupvervanging gaan, né? Heupvervangingsoperasie, kom ons dink ook aan haar in ons gebede. Ons gaan vooraf begin sing die dis reg. Skrifbereiding 18:1 vers 1, 4 en 5. Hier sing ons dat ons die beskerming van die Here vra en ons dink ook vanoggend was daar Dr. Dassenwil Jr. is hier in die land en hy is genooi om te praat oor die vervolging en ook die vlugtelinge wat daar in Duitsland uitkom. Jy weet seker dat hy 'n doseerpos in Duitsland het en onder andere het hy ook genoem dat ons praat nog van Duitsland as 'n Christelike land, maar dit is binnekort nie meer waar nie. Die Christendom neem af teen 'n geweldige tempo. En dan is daar ook die vervolging van Christene wat ons weet in Arabiese lande en so aan plaasvind. Dit is eintlik die tema waaroor hy hier in Pretoria kom praat. Kom ons dink ook, ons sal ook in ons gebede aan hierdie mense dink. Ons sing nou Skrifbereiding 18:1 vers 1, 4 en 5 waar het gaan oor die beskerming van die Here. Amen.
In Psalm 121, ons sal die groetseën en die slotseën kom daaruit. Daar staan, ons kyk op na die berge, waarvandaan sal ons hulp kom. My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Genade vir u en vrede van God ons Vader deur ons Here Jesus Christus in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou weer 'n lofsang waar ons eer aan die Skepper bring, Skrifbreiding 2-2 vers 1 en 2. Ons kom nou saam voor die troon van die Here, kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons het gesing van martelare wat voor u troon staan. En dit was altyd vir ons iets wat ver van ons af is, miskien ver in die verlede, volgens ons gedagtes. En tog Here sien ons en hoor ons al meer dat die vyand van die geloof oral onder beskaafde en onbeskaafde mense sy kop oplig om God na die kroon te steek of eenvoudig te ontken dat God bestaan. Ons bede is, Here, dat u ons as u kinders wat nog behoort tot 'n geloof wat die grootste in die wêreld is, dat u ons sal bewaar van grootheidswaan, dat ons sal dink
dat die geloof sal maar net van self voortgaan. Terwyl ons nie ons roeping nakom en u woord bewaar en ons getuienis uitleef nie. Ons dra aan u op, Here, hulle wat swaar kry, hulle wat weet wat dit is om die prys te betaal, om net maar te kan glo, wat verhoed word om soos ons nou by mekaar te kom en u naam te loof en prys. Hulle wat in binnekamers, soos in die katakombes van destyds, by mekaar moet kom en u aanbid, soms met 'n klein flentertjie van u woord in hulle hande. Gee dat hulle geloof ook ons sal inspireer om dit wat ons in so ruim mate van u ontvang, om dit te waardeer, te koester en al meer daarvolgens te lewe. Gee dat ons dit nooit as vanselfsprekend sal aanvaar nie. Want ons weet, Here, u het ons in genade in Christus Jesus geroep. Dit kom nie van ons af nie. Ons wil aan u opdra, almal wat in hierdie wêreld, ook waar dit soms voorspoedig gaan, ook daar waar mense in armoede leef, ook in hierdie land hulle geloof wil behou. Ons dankie dat daar nog jong mense is wat opstaan en getel wil word as deel van die kerk van Christus. Ons dink aan daardie jong mense in Crossroads wat nou op die pad is terug na hulle huise in Oos-London en Port Elizabeth en elders. Wil jy hulle bewaar en veilig by hulle bestemming uitbring. Ons dra aan u op die jong mense in hierdie gemeente van die kleuters tot skoolgaande en universiteit of naskoolse opleiding. Daar is ook soveel versoekinge, Here, selfs in dit wat in die klasse aangebied word. Gee tog dat ons as ouers, wat ook soos vanoggend gedoen is, doopbeloftes afgelê het, dat ons steeds met jaloersheid sal waak oor die geloof wat u aan ons gegee het, as 'n klein noot, wat ons nie vir ewig by ons kan hou nie, want ons is sterflik en feilbaar. Maar ons dankie vir die verbondsbeloftes, Here, dat u sal sorg, dat u kerk staande bly en dat die poorte van die hel dit nie sal oorweldig nie. En nou, Here, waar ons weer vanaand stil staan by selfondersoek en hoe dat ons ook ons geloof nie maar net uiterlik moet uitleef nie, maar wat dit werklik 'n saak van die hart moet wees. Is ons bede dat u woord aan ons harte sal seën en dat ons ook ore sal hê wat luister wat die Gees vir ons sê. Gee dat ons gedagtes nie mag wegdwaal nie, maar dat ons waarlik u stem sal hoor as ons u woord lees en ook as dit verkondig word. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Ons gaan nou eers skriflesing doen. Ons sing eers ons gaan eers Romeine 3 lees en 'n gedeelte van Romeine 6 en dan sing ons Psalm 115 en dan gaan ons voort met die prediking. Romeine 3, dit is Paulus wat hier aan die woord is, na hierdie gemeente wat bestaan het uit
voormalige heidene, Jode en Grieke, en u sal merk as u nou hierdie boek lees, hoe dat Paulus eintlik elke groep aanspreek of karakteriseer, hoe lyk mense wat ongelowig is, hoe lyk kerkmense en wat is ook in hulle harte die dinge wat die Here nog raak sien, wat ook verander moet word. En so spreek hy ook vir ons as mense van die kerk aan. Die opskrif hier is: niemand is regverdig nie. Romeine 3 vers 9, waarop kom dit neer? Is ons as Jode dan beter as ander? Hy het nou eers die heidene beskryf, nou praat hy met die Jode. Glad nie, want ons het al bewys dat Jode en nie-Jode almal in die mag van die sonde is. Daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar's nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle. Oor hulle lippe kom woorde so giftig soos slange. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Ontzag vir God het hulle nie. Dit weet ons, alles wat Moses se wet sê, sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie, en die hele wêreld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Dan ook Romeine 6, daar lees ons van vers 1 tot 12. Vir die sonde dood, maar lewend vir God. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. En dan vers 14 wat ook ons teks sal wees, is amper 'n herhaling van wat hy gesê, die sonde moenie meer baas wees oor julle nie. Want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. En dan daarmee saam lees ons dan
Ons ander teksvers, Romeine 3 vers 12. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar's nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. So die kontras, almal is sondaars en tog die Here wil nie hê dat die sonde baas oor ons sal wees nie. Want ons staan onder die genade. Ons gaan nou eers weer sing uit Psalm 115, vers 1, 6 en 7. Hier sing ons oor die seëninge wat die Here skenk. Onthou dat ook ons geloof 'n geskenk van die Here is. Ons prediking vanaand is na aanleiding van Sondag 24 wat vir ons sê dat alle mense sondaars is, niemand kan regtig iets goeds doen nie. Dan ook ons is daar die vraag, maar beloon die Here nie goeie dade nie? En dan die antwoord, daar is 'n genadeloon, maar dit is suiwer genade dat die Here dit vir ons gee. En dan die vraag wat ons baie keer hoor by mense, maar julle wat praat van genade, julle kan ons nou maklik en lekker sonde doen. En dan sê die woord vir ons, dis onmoontlik dat 'n mens wat deur die ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte sal dra wat die geloof in sy lewe vertoon nie. Nou ons het in Romeine 3 'n hele klomp baie slegte nuus gekry. Daar staan, daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Daar's niemand wat goed doen nie. Met hulle tonge bedrieg mense. En dit sluit nou ons ook in. Hulle is gou om mense dood te maak. Hulle breek af en veroorsaak smart en ellende en laat net 'n spoor van verwoesting agter. Nou as ons die woorde hoor, dan is 'n mens nogal geneig om te dink, ja, onthou, dis nou Paulus wat hier met die heidene praat, want hy het ook in Romeine 1 die heidene se lewe geskets.
En dan kan 'n mens dink, ek is dan baie dankbaar dat ek nie so sleg lyk nie. Die ateïs en die hedonis, dis nou iemand wat net vir plesier lewe, of die heiden, ja, by hom kry jy al hierdie dinge. En as 'n mens nou gaan kyk, jy sal sien in hierdie gedeelte waar Paulus praat oor hulle keel is 'n oop graf, hulle bedrieg, hulle lippe is giftig so slange. Daar is oral sulke merkies, 'n J en 'n U en so aan by die meeste Bybels, daar's kruisverwysings. En as jy daardie kruisverwysings volg, dan sal jy sien, die meeste van die dinge wat Paulus hier aanhaal, is eintlik op heidene van toepassing. Hier word Psalm 14 aangehaal, waar die heidene so beskrywe, daar's nie een wat goed doen nie. Hulle het almal afgedwaal, dis die vyande van die gelowiges. In Psalm 5 bid Dawid dat die Here hom op die pad van geregtigheid sal hou en dat hy vir hom sal leer wat reg is teenoor al sy vyande. Hy sê, onder andere beskryf Dawid dan die vyande, dis die ongelowiges, hulle vlei hom, maar hulle oë is op die graf gerig. Hulle maak hulle tong glad, mooi praatjies, maar hulle woorde is nie waar nie. Dis heidene oor wie hy hier praat. Maar as jy nou gevoel het, dat dit nie op my betrekking dis nie, dan moet ons weer kyk wat die konteks of die plek is waar Paulus hierdie woorde aanhaal. Hy is besig om met 'n gelowige gemeente in Rome te praat, waar daar wel voormalige heidene is, en waar daar Grieke is, en waar daar Jode is, en veral as hy hom tot die Jode rig, dan kan ons sê, hy praat nou met mense wat groot geword het in die geloof, en dan waarsku hy hulle. Julle moet pas op dat julle nie dink julle is beter as ander mense nie. So as ons hierdie ongemaklike woorde van Paulus hoor en hierdie beskuldigings van hoe lyk mense, hulle voete is vinnig om bloed te vergiet, die pad van vrede ken hulle nie. As dit ons laat ongemaklik voel, as ons dit op onsself van betrekking maak, dan slaag die Bybel met dit wat hy vir ons wil leer. Trouwens, op 'n plek sê Paulus selfs, die Jode ken die wet. Hulle weet wat God van hulle verwag. En juist daarom moet ons wat die wet van God ken en die woord van God ken, nog meer na onsself kyk. Daar is rou heidene, kan 'n mens maar sê, wat niks met God te doen het nie en wil hê nie, maar baie van hulle leef in lande waar hulle ook nog nooit die woord van God gehoor het nie. Maar ons wat die woord ken, moet ook onsself gedurig ondersoek. Ons sê, Paulus het hierdie brief geskryf, en u kan dit maar lees in Romeine 1, daar skets hy vir ons die heiden. Romeine 3 praat hy met Jode ook, wat nie moet dink hulle is beter as ander mense nie. En later in Romeine 7, dan sluit hy selfs homself in. U ken daar die woorde van hom, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. En dit strook met wat ons belydenis sê. Ons beste werke is met sonde besmet. Galasiërs 3 sê, daar is niemand wat deur die wet van God geregverdig is nie. So al ken ons God se woord, al ken ons die wet, soos die Jode destyds, daarmee gaan ons nie salig word deur dit in ons eie krag te hou nie.
Nou die heidene waarvan Paulus praat, het in die verskriklikste sonde gelewe voorheen, en dan kan 'n mens dalk dink, maar die Jode was dalk 'n bietjie beter as hulle. Hulle het met mekaar getwis, kwaad gepraat, hoogmoedig geword, in ontug gelewe, in homoseksualiteit bedryf en al hierdie dinge. En nou moet die Jode nie dink, maar dit is ver van ons af nie. Verlossing en dat jy die Here ken, beteken nie dat jy sonder sonde is en dat jy nooit weer sal sondig nie. Dit moet die kind van God verstaan, en dit moet elkeen van ons ook weet. Ook ons lewe is en bly 'n lewe van stryd teen ons eie aard, wat ons geërf het van kleins af. Ons het vanoggend in die doopsformulier gehoor, ons word in sonde ontvang en gebore. En dit hou nie op die dag as jy tot bekering kom nie. Al word jou sonde bedek deur die bloed van Christus. Die sondige aard is nog steeds daar om ons dikwels te laat struikel. En dit sê hy dan vir die Jode. Ook hulle sondes het Paulus nie geskroom om een vir een te noem nie. In Romeine 2 kan jy dit lees. Jy wat preek dat 'n ander mens nie mag steel nie, steel jy. Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur oortreding van die wet. Almal skuldig. En dit is die konsekwensie. Dit geld nie net vir Dawid se vyande as hy sê, almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, en dis wat ons belydenis ook vir ons sê. Daar is niemand wat goed doen nie, nie uit homself nie. Die mense wat 'n voorbeeld en leermeester moes wees vir die heidene, want hulle ken tog die woord van die Here al soveel eeue. Ook hulle struikel en val, en baie keer, en dit het Jesus vir ons aangetoon, ook in sy omgang met die Fariseërs, baie keer het hulle ook beroem op hulle wonderlike geloof, en intussen was hulle harte ver van God, en het hulle gruwelik oortree. En is dit nie maar baie keer wat met ons ook gebeur nie? Party keer is ons lewe wat 'n advertensie vir Christus se liefde moet wees, is dit 'n karikatuur daarvan. U ken waarskynlik die uitdrukking van Gandhi wat gesê het, as hy sien wat Christus gedoen het, dan wil hy graag 'n Christen wees, of dan sou hy graag 'n Christen wou word, maar as hy met Christene te doen het, dan sê hy, nee dankie, want hulle vertoon nie wat Christus voorstaan nie. Dis hoekom Paulus nou hier met veiligheid kan sê, julle Jode, en hy kan ook maar sê, julle hier in Bellville, julle in Kaapstad, julle Kuilsrivier, Durbanville, waar ook al, ons loop baie keer met bloedspore deur die lewens van mense. Hy skryf hier, hierdie mense lieg en bedrieg, net soos die heidene. Ons het miskien al baie meer gesofistikeerd geraak in die manier waarop ons sonde pleeg. Maar nou sê Paulus, julle weet wat reg en verkeerd is. Die heidene het miskien nie julle agtergrond gehad nie. Julle wat die weg ken en dit nie bewandel nie, sal met baie slae geslaan word. Dis nie Baaldienaars of Dawid se vyande wat hy hiervan praat nie. Dis u en ek. En daarom word ons gedwing om weer 'n slag te kyk na die sonde-katalogus wat Paulus hier voorhou. Ons kan selfs in Romeine 1 kyk na al daardie sondes en vra, maar het ons nie ook soms deel daaraan nie? Niemand regverdig nie, selfs nie een nie. En dan hoor 'n mens van mense wat hulle self kerkmense noem, baie getrou,
Hulle sê ook, hulle sal nooit die kerk verlaat nie, hulle is daar tuis, maar daar is bepaalde dinge wat ons liewer nie voor die Here wil bely nie. Daardie manier van ontspan, of daardie drankmisbruik, of daardie twyfelagtige vermaak, dit vorm baie keer nie deel van dit wat ons voor die Here bely wat ons is nie, en wat ons van verlos moet word nie. Ook my sonde lewe moet maar baie keer op 'n manier tot 'n versoening kom met dit wat ek glo uit die woord. So probeer ons 'n kompromis vorm. Al is ek baie keer fisies getrou in die kerk. Paulus vra, waar is jou hart? Want onthou, hy praat, as hy met die Jode praat, praat hy met kerkmense. En ek dink elkeen van ons ken mos onsself. Ons weet mos wat in ons gedagtes aangaan. Ons is meesters daarin om eufemismes te gebruik. As ons 'n leuen vertel, dan is dit diplomatie. Of ons praat van 'n wit leentjie. Ons maak ons eie sonde baie keer so mooi. En intussen ken ons God se gebooie. En ons weet, ons bedrieg niemand nie, allermins die Here. So sleep ons mense, onsself of ander met mooi klinkende woorde graf toe. En hier staan, daar is niemand, of die jong mense sê, soos in niemand sal hom dus kan verweer nie. En die hele wêreld is strafwaardig voor God. En die hele wêreld sluit my en my gesin en my omgewing en my werksituasie in. Maar nou het ons verdorwenheid geskets, soos Paulus dit doen. Maar dan kom die volgende argument, en dis mooi hoe die belydenis die argumente so een na die ander bring. Maar is ons dan nie nou tog 'n bietjie beter as die heidene nie? Verdien ons goeie werke dan niks nie? Ons doen mos daarmee net sleg nie. Hoekom pik die Bybel so op my? Kyk na my vrou, kyk na my buurman. Kyk na die ou wat nooit die binnekant van 'n kerk sien nie. Ek dra nog by, ek is nog in 'n gemeenskap van gelowiges. Verdien ons goeie werke dan niks nie? Ons goeie werke, en dit is die antwoord wat ons daar kry. Ons goeie werke, of dit wat die Here as iets wat die moeite werd is beskou, is dit wat ek doen uit dank vir die Here se genade oor my. Ons het 'n hele reeks prediking gehad, Reinhold het dit gehad oor al die gelowe wat sê hoe jy jou verlossing kan verdien, en dit wat Romeine sê, dit kan nie werk nie. Jy leef net uit genade. Die Here Jesus het vir ons hierdie vraag geantwoord in die gelykenis van die nuttelose dienskneg. Hy het vertel van 'n slaaf of 'n dienskneg wat sy baas moes dien. En dan sê die Here Jesus, as hy nou vir sy baas kos aandra en vir hom iets te drinke te gee, dan gaan sy baas hom nie bedank nie, want dis sy werk. Hy moet dit doen. Dit is sy aard. Ongelukkig in destydse samelewing, dit is die aard van 'n slaaf. Hy dien sy meester, en sy baas hoef nie vir hom dankie te sê nie. Ons kan dit self so stel, ons het nie net 'n verpligting
as gelowiges uit dankbaarheid om die Here te dien nie. Maar as jy 'n werklike dankbare kind van die Here, dan is dit die aard van jou menswees om God te wil dank. Dan is jy soos 'n slaaf wat nie anders kan nie. As iemand vir jou 'n geskenk gee en jy bedank hom vir die geskenk, dan gaan daardie persoon, dan gaan jy mos nou nie verwag die persoon moet nou nog iets vir jou gee want jy het vir hom dankie gesê. En dis presies wat die Here met ons doen. Hy gee vir ons die geskenk van geloof. En dan dank ons hom daarvoor. En dan hoef ons nie weer beloon te word omdat ons dankie sê nie. Jy weet, dit was die ellende van die kerk deur die eeue, dat mense se dankbaarheid was so klein dat byvoorbeeld die Romeinse kerk het 'n hele stelsel ingebou om mense as dit ware meer te laat doen vir die kerk. Jy weet dat Martin Luther die trappe daar in Rome opgekruip het om te betaal vir sy sondes. Totdat hy besef het, maar jy kan nie betaal vir jou sondes nie. Jy kan maar net genade ontvang. En toe het hy in hierdie geweldige stryd met Tetzel opgetree, wat besig was om mense te laat betaal vir hulle sondes, eintlik vir die sondes van hulle familie. U ken die aflaatstelsel. Die Romeinse kerk sê, as jy mense kan, wat reeds gesterf het, as jy 'n klomp goeie dade doen, dan kan hulle uit die vagevuur verlos word. Verdienste godsdiens in een van sy kruiste vorms. Maar ons sien mense op straat, die Jehova getuies wat boekies verkoop, en dan dink ons by onsself, mense, maar hulle is ywerig. Weet u dat hulle so slawe is, wat deur hulle kerk voortgedrywe word, want hulle moet 'n sekere aantal boekies verkoop, en selfs as hulle weggejaag word by jou huis, dan word dit as 'n goeie werk beskou, want dan is hulle martelare vir hulle geloof. En dis die enigste manier hoe hulle eers in God se koninkryk, so glo hulle, 'n plekkie sal kry, en dis ook maar 'n minderwaardige plekkie. So word mense amper selfs deur 'n valse geloof gedwing om 'n dankbaarheidslewe te lei. Miskien omdat mense dink, en dit hoor jy ook dikwels, as ons uit genade lewe, dan kan ons mos nou sorgeloos voortlewe. Ek kan goed doen of sleg doen, maak nie saak nie, want die Here het my verlos. En dis die volgende vraag wat die belydenis vra. Maak dit dan nie sorgelose mense nie? Is dit reg as die wêreld ons beskuldig? Julle verkondiging van genade beteken dat julle mense lui maak. Hulle wil nie die Here meer dien nie, want hulle het mos genade ontvang. Om eerlik te wees, baie keer lyk dit of baie so dink. Daar moet inderwaarheid baie keer spesiale pogings aangewend word om baie Christene aan die gang te kry, om bloot dank te bewys vir dit wat jy verniet ontvang het. Soos wat jy 'n kind moet leer om dankie te sê, moet ons ook maar as gelowiges mekaar gedurig opskerp. En die Bybel is daarvan vol, hoe dat hy vir ons wys en sê, so lyk 'n dankbare lewe. So leef jy nie as jy 'n Christen is nie. En nou 'n kantaantekening, in Paulus se tyd was daar selfs 'n baie gevaarliker leer. Paulus wys in Romeine 5 vers 20 op Christus se verlossing. En daar maak hy die stelling, hoe meer 'n mens die diepte van jou sonde besef, hoe helderder skitter God se genade, as jy besef, maar God het my uit genade verlos. Maar nou het daar 'n gevaarlike dwaalleer daar ontstaan, en die mense het begin sê, maar kom ons doen meer sonde, sodat die genade meer kan word. Wat kan verder van die waarheid wees as dit?
En dan gebruik Paulus, en ons het dit gelees, gebruik Paulus die beeld van iemand wat gesterf het. En hy sê, as julle saam met Christus gesterf het, wat die sonde betref, as hy jou met sy bloed bedek het, dan kan 'n dooie liggaam mos nie weer opstaan. Dan gaan jy mos nie wil leef soos iemand wat dink ek kan nie meer sonde doen nie, want die dooie liggaam mag nie en kan nie opstaan. Jy het saam met Christus in sy dood ingegaan en 'n nuwe mens het opgestaan. Ons kry dit ook in Jakobus, die bekende beeld dat daar moet vrugte van geloof wees. Wys my jou dade en ek sal jou geloof toon. Christus het ook baie beelde gebruik, die vyeboom wat vervloek is omdat hy nie vrug dra nie. Dis die logiese gevolg van God se genade. Nie dat ons gedwing moet word om die Here te dank nie, maar dat dit deel van ons wese moet wees. Ons kan nie sê, nou kan ek maar sonde doen, want ek is veilig nie. Christus het jou vrygemaak as 'n nuwe mens. 'n Nuwe mens wat graag wil leef tot God se eer. En as ons dan struikel, dan weet ons moet weer die genade van Christus en die bloed van Christus oor ons lewe afpleit. Want daarin is ons lewe gesentreer. Ons sien dus, ons, in die begin is gesê, ons is onherroepelik skuldig, alle mense voor God. Net soos die Jode in die tyd van Paulus. Maar God maak die onmoontlike moontlik. Hy gee ons genade. En dit is wat hier in die 6de hoofstuk staan. Die sonde moenie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Mag die genade ons juis tot dankbaarheid aanvuur. Ons kan nie genoeg doen om dankie te sê aan ons Vader wat ons in Christus Jesus verlos het nie. Amen. Kom ons dank saam. Hemelse Vader, ons dank U dat ons wat diep sondig is, wat nooit onsself sou kon regverdig voor U nie, tog regverdig verklaar word. Die Here dat ons gedurig selfondersoek sal doen. En dat ons nie net by die uiterlike van ons godsdienst sal stilstaan nie, maar sal vra, kom dit uit 'n dankbare hart vir dit wat U verniet aan ons gegee het. Gee dat ons dit hierdie week en elke dag sal uitleef tot eer van U naam. Amen. Ons gaan nou eers voordat ons gawes gee, sing van die genade van die Here, ook ons vergifnis. Lied 203, vers 2 en vers 3.
Die gawes wat ons nou afdra is vir Crossroads en by die deure vir Sustentasiefonds, so om gemeentes te help wat swaar kry. Prysing moet 'n groot deel van ons dankbaarheidslewe wees. Kom ons loof die Here met Psalm 147 vers 1 en 2. Ontvang nou die seën van die Here, ook uit Psalm 121. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd.